gemeente. Hartlik welkom in die huis van die Here. Dit is so lekker om julle gesigte te sien en mag ons vanoggend so saamkoms regtig ervaar hoe die Here ons hier kom ontmoet, hoe hy afspraak met een en elkeen, met u, ook met my het. Dat hy spesifiek na ons toe uitreik, ons innooi in hierdie ruimte en dat dit hierdie ruimte heilig maak. Want die Here self is deur sy Gees hier teenwoordig. Gemeente, net 2 afkondigings as ek dit reg het. Die eerste enetjie, soos ons net daar het ons hom daar. Yes. Wynveiling. Ons wynveiling vir 2025 is net om die draai. So as u graag wil deel vorm, as jy al miskien van 'n deel gevorm het van so 'n wynveiling, miskien waar u by skole betrokke was of voorheen by 'n vorige gemeente betrokke was, sal ons graag u wil nooi om saam met ons aan boord te kom. Dinsdagoggend, dit is nou oor 2 dae, 10:00 in die maalruimte, dis hierdie vertrek hierso, waar ons lekker saam koffie en tee drink, is u welkom om by ons in te skakel en u gedagtes met ons te deel, en dank dan nou ook as u graag sou wil deel vorm van ons span, wanneer dit kom by die wynveiling. So, Piet Foster is daar, wat voorvat vir nou, jy kan ook dalk net vir hom kontak, indien jy graag sou wou. Ons wil u dan nou ook weer uitnooi om betrokke te raak. Ons lidmate as deel van 'n meer lewende gemeente is ons wat saam hande vat. Veral met dinge soos ons kollektespanne, ons teeskink na skool, na kerk, en dan ook die mense wat Sondagskool gee. Ons het al baie met julle daar gepraat, en weer eens wil ons vir julle uitnooi, indien dit die gawe is, en indien jy net 'n hart vir kinders het, miskien voel jy nie eers dat dit die gawe is nie, net om by ons aan te sluit vir die bediening van ons kinders. Ons het al die materiaal, ons kan selfs vir julle uitnooi om deel te vorm as 'n waarnemer van ons mamas wat klas gee, om te sien dat dit nie so erg is nie. En dat u dan, as u genoeg waagmoed het, om later aan self 'n klasie kan neem, sal ons dit so baie waardeer. Waarom? Om ook net ons mamas en sekere papas wat klas gee, 'n bietjie die geleentheid gee om die erediens by te woon. Want daar is so 'n paar, net 'n handjievol wat op die oomblik klas gee, en hulle moet ook gevoed word, geestelik. So ons wil net vir hulle ook 'n bietjie aflos. So as u dalk op so 'n manier betrokke kan raak, sal ons dit baie waardeer. Net op daardie noot, ons is van plan om weer van 3 klassies na 4 klassies toe te beweeg, wanneer dit kom by ons rooi trein. So outomaties gaan ons meer hande nodig hê. Ons wil die voorgraads, die graad R en die graad 1 dan nou in een groepie insit. Want dit is 'n bietjie moeilik om 2-jarige ouderdom tot en met graad R saam te bedien in een klassie. Jy weet, daar's 'n groot verskil tussen waar hulle is in ontwikkeling. En dan om die graad R en die graad 1 saam te sit, die graad 2's en die 3's en die 4, 5 en 6's, om dan vir hulle ook dan nou weer saam te hou. So ons sal dit waardeer as julle net kan aanmeld, miskien by Margaret, jy het op die hartklop op die agterkant die verskillende fase leiers se besonderhede, of jy kan net vir my kontak, dan sal ons vir u vinnig inkatrol. Baie dankie daarvoor. Gemeente, dan staan ek ook voor u amper half bewoe, sonder woorde, net vir u meelewing met ons Karoo uitreik. Ons kantoor is amper vol goeders, en ons prys die Here vir u warm harte, wat die kouete 'n bietjie meer verdraagsaam gaan maak. Ons sien op die oomblik hoe koud dit is in die Karoo. Jy kan maar gaan kyk as jy 'n weather app het, gaan kyk 'n bietjie daar in Britstown, hoe koud dit op die oomblik is. Dit is verskriklik koud. Daarom ook, ek sê nou net vir Jolandi, dis hoekom ek ook nou 'n bietjie my baard laat groei. Sodat wanneer my neus nou begin loop, dat dit darm in my snor inloop en nie dadelik in my mond in nie. Nee, dis regtig waar verskriklik koud. So baie dankie vir die meelewing. Ek het gesien dat vanoggend nog doeke ingekom. Ja,
die mense is kinderlik opgewonde. Hulle is heeltyd WhatsApp hulle vir my. Hulle wil groot stories maak oor dit. Ons sê net nee, ons is nie daar vir groot stories nie. Ons wil net vir hulle kom lief hê en vir hulle kom omgee. So, baie dankie daarvoor. Gemeente, ons het geleentheid om vanoggend tot verhaal te kom en terwyl ons dit gaan doen, gaan ons die Here dien met ons dankoffers. So kom ons haal asem, kom ons kyk rondom ons na al die simbole en kom ons dien die Here met ons dankoffers. Dat al die rooi treinmaatjies na vore kom en by ons kom sit hier voor. Sit geraai neer. Sorry vir pappa. Ons gaan nie nou aansteek nie, né? Kan vinnig net hier voor kom sit. Welkom maatjies, ek het net 'n vinnige storie wat ek vir julle wil vertel. Oepsie. En dis 'n ware verhaal. Wat beteken dit as ek sê dis 'n ware verhaal? Ja? Dis waar, ja. Met ander woorde, dit het regtig gebeur. So dis nie 'n Mickey Mouse storie of Disneyland goeters nie, nê. Dit het regtig gebeur. Eendag, dit was baie lank gelede, was daar 'n mamma en 'n dogtertjie. Die dogtertjie was nie oud nie. Sy sou seker miskien ook rooi trein toe gekom het of net 10 triks na die grootkinders se kerk toe gegaan het. Maar hierdie dogtertjie was baie siek. Sy kon nie lekker in die skool aanpas van daardie tyd nie, want so siek was sy. En dit het haar en haar mamma se lewe baie moeilik gemaak. Haar mamma kan amper nie eens meer gaan werk het nie, want sy moes die hele tyd gekyk het na die dogtertjie. Sy kon nie meer daarom geld maak om vir hulle lewe te kon bekostig nie, want dit was so moeilik. Sy kon nie haar dogtertjie alleen los nie. En toe hoor sy dat Jesus in haar dorpie gaan inkom. Nou sy het nie in 'n kerk behoort nie. Sy was ook miskien nie eens 'n Christen nie. Maar sy het gehoor van hierdie Jesus wat so goed praat en so mooi stories vertel en sulke wonderwerke kan doen. En toe sê sy, maar sy wil gaan, want sy wil gaan hoor wat hierdie ou te sê het, en miskien kan hierdie Jesus haar help. En sy gaan toe na Jesus toe en sy sê vir hom, Jesus, my kind is siek en ek hoor u is die ene wat kan gesond maak. En wat doen Jesus toe? Toe is Jesus stil. Toe kyk Jesus net na haar en sê niks nie. Dit het haar seker baie hartseer gemaak. Vreemd, nê? Ons leer aan Jesus maak al die mense is gesond, al die maatjies, en dat hy net aan iemand sal raak, dan is hulle beter. Maar hier is Jesus en hy's stil. En weet julle wat? Toe het daai tannie nie net opgestaan en weggegaan nie. Sy het nie gesê, ag, well, nou moet ek maar aangaan met my moeilike lewe nie. Sy het aangehou. Sy het gesê, Jesus, luister na my. Kyk vir my, help my. En weet julle wat gebeur toe? Toe na 'n tydjie, toe help liewe Jesus. En toe is daai dogtertjie gesond. So weet julle wat, baie kere kan ons miskien met liewe Jesus praat. En dit voel net vir ons of hy nie luister nie. Miskien sê ons vir hom, liewe Jesus, help my. Dit is nie lekker nie, my maatjies is lelik met my, of dit gaan nie lekker by die huis nie, of ek kry net hierdie goedjies van by die skool reg nie en ek probeer my beste. Help vir my, en dan voel dit vir ons of liewe Jesus nie luister nie. Maar wat hierdie storie van hierdie mamma vir ons leer is dat ons net moet partykeer aanhou. Nee. Dat dit nie noodwendig dadelik gaan wees dat liewe Jesus gaan antwoord op ons gebed nie. Maar daai stiltyd is ook partykeer spesiaal. Want dan kan dit vir ons gee om nog nader aan liewe Jesus te kom deur gebed. Om nog dieper te groei in ons geloof. So mag julle nie net ophou bid, wanneer julle nie die eerste keer
antwoorde kry op julle gebedjies nie, maar mag julle aanhou en volhou, soos hierdie mamma. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat U naby aan ons is, al voel dit soms of U stil is en of U ver is. Help ons om nie op te hou bid, wanneer dit voel of U nie antwoord nie, maar om dan juis meer te bid en nader aan U te beweeg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie maatjies, julle kan julle klasse toe gaan. Jy kan nie Landie toe gaan. Kan jy daai vir my gee? Gemeente, daarmee seën ek U vanoggend vir die Here se seën. Ek seën nie net vir U nie, maar ek ontvang ook self die seën van die Here. Die Here sê vir ons, hy is naby ons. Hy is op ons ingestel. Hy dra ons belange op die hart. En nou antwoord hy nie dadelik nie. Beteken nie dat hy geretireer het, dat hy teruggetree het. Hy is daar, maak nog meer en meer U hart. Bring my tot rus in die Vader, ek met die seën van die Vader. Hou my vir altyd by hom. Amen. Kom ons staan vir die volgende 2 liedere. Ons staan, ek wil die Here loof en die liefde van Jesus is wonderbaar, en dan sing ons vir kom sing 'n nuwe lied. Kom ons staan. Ag, dan sit ons.
Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Amen. Kom ons sit so en sing ons aanbiddingslied vir vanoggend saam. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U ons vanoggend sal kom ontmoet. En Here, dat U nou ons harte sal ontvanklik maak vir so 'n ontmoeting. Ons vra dat hierdie woord sal kom oopbreek vir ons, dat U ons sal inspireer deur U ontmoeting met die Kanaanitiese vrou en dat ons dan ook as geïnspireerde, as getransformeerde ligdraers van U
hier sal uitgaan om u lig dan nou ook uit te dra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, vir Vadersdag verlede Sondag het ons 'n bietjie vir my ouers gaan kuier. En met die kuier het my ma in hulle studeerkamer ingegaan en vir my van my laerskool werksboeke gebring. En wat 'n ontnigtering. Die Here se genade is groot. Ek is net bly ek het dit tot hier gemaak. Dit het my sommer 'n bietjie herinner van my reuse akademiese loopbaan en die holkol wat ek in my maag gekry het elke oggend. Okay, nou nie elke oggend nie, maar meeste van die oggende wanneer ons gaan eksamen skryf het. Soos wat jy dan nou in die lokaal inbeweeg het, eerste voor die deur 'n ry moes maak, alfabeties, en dan het jy net jou plekkie gaan kry en dan moes jy nou gaan sit. Meeste van die keer was dit die lokaal ook nou nie, jy's baie warm nie. 'n Gevoel wat ek weet ook baie van ons jeug tans ervaar met die eksamen wat hulle besig is om te skryf. Ek weet nie van u nie, maar soms het dit vir my gevoel asof onderwysers uit hulle pad uitgaan om sekere vraestelle net onnodig moeilik te maak. Dat hulle net glad nie in die vraestelle gevra het wat ons in die klasse behandel het nie. En ek meen, ek was in elke liewe klas. Nooit was daar dinge soos stokkies draai of uitgebreide lang gesprekke met rugby afrigters gedurende skoolperiodes nie. Nee, glad nie. Die vraestelle was net onmoontlik. Dit was belaglik. Okay, miskien kan ek nou nie hier voor staan en sê ek was in elke liewe klas nie. Maar nietemin, die werkboeke het my tog herinner van 'n storie wat ek gelees het van 'n ouetjie wat ook in so 'n tipe situasie was. 'n Ouetjie wat die eksamenlokaal binne gegaan het as een van die leerders van ornitologie. En dis nou maar eintlik die groot woord vir die studies van voëls. Dit was 'n baie groot klas en die professor was daarvoor bekend dat hy ook ongelooflike moeilike vraestelle opgestel het. Hierdie ouer het die helfte van die saak geweet en hy het 'n punt daarvan gemaak om regtig waar baie goed vir die volgende eksamen voor te berei. Uiteindelik het die dag toe aangebreek dat hy die eksamenlokaal moes binne gaan en hy het toe nie 'n holkol op sy maag gehad nie. Hy het geglo, hy was vas oortuig daarvan en hy was eintlik 'n bietjie selfversekerd met dit dat hy regtig waar goed voorberei het. Hy was rustig. Hy het gedink hy het hierdie storie onder die knie. Maar toe nou nie. In plaas daarvan om net 'n normale vraestel voor hom te ontvang, het die professor 'n vraestel opgestel deur foto's onder mekaar te plaas, 25 foto's van verskillende voëls se pote. Hulle moes sê wat se voëls dit is deur na die pote te kyk. Woedend spring hierdie ouetjie toe op en stap met mening na sy professor toe. Hy sê toe, prof, hierdie is mos pure malligheid. Niemand kan hierdie vraestel invul en verwag om te slaag nie. Ek gaan dit nie voltooi nie, ek gaan dit nie skryf nie. Die prof sê toe vir hom, wel, as jy dit nie gaan voltooi nie, gaan jy dop. Okay, fine. Dop my dan maar, sê die ouetjie toe. Hierdie toets het absoluut niks te doen gehad met dit wat ons geleer het nie. Prof sê toe vir hom, nee, as jy wil, dan dop jy nou die toets. En uit die aard van die saak, die hele vak. Geef my jou naam, 'n, sodat ek 'n aantekening kan maak. Met die vraag
Dink die student toe vir 'n oomblik. Hy trek sy broekspype op. Trek sy sandale uit sodat sy professor sy voete kon sien en sê: "Besluit prof maar." Vriende, daar is 'n gedeelte in die evangelie volgens Matteus wat my op 'n soortgelyke manier as hierdie odontologie student met vraagtekens los. 'n Kanaanitiese vrou wie se dogter in die kloue van bose geeste haar lewe besig is om uit te voer. Hierdie vrou het uitgeroep na Jesus. Maar dit wil voorkom of Jesus haar ignoreer. Kom ons lees die teksgedeelte saam. Matteus 15 vanaf vers 21. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. Nou daar wil ek net vinnig 2 punte sit. Kom ons dink net gou geografies daaroor. So ons kry Israel en die groot klem waarop Israel is, veral met Jesus se bediening. En dan as ons kyk waar hierdie 2 plekkies is Tyrus en Sidon, is nie in Israel nie. Dis net so bokant Israel. Daar waar vandag Lebanon is. Dis 2 sulke kusdorpies wat bekend daarvoor was dat hulle taamlik welvarend was. Al die handel wat daar gedryf was. Maar die punt is, hierdie dorpies waartoe Jesus vertrek het, was nie in Israel nie. Die Kanaanitiese vrou uit die aard van die saak toe nou ook nie. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan met skree hier agter ons." En Jesus antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Onthou, hier is 'n baie Matteus ding om te sê, sy fokus, en dan uiteindelik ook waar ons die groot opdrag kry, waar Jesus sy disippels dan uitstuur. Hy sê Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Daai ondertoon van Matteus kom baie sterk hierso deur. Hy sê: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom neer. Sy gaan nie weg nie en sê: "Here, help my." Hy sê vir haar: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy. "Maar die hondjies eet darm van krummels wat van hul baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Ons lees net tot sover. Vriende, om te besef waarom Jesus gereageer het soos wat hy gereageer het, om raak te sien hoekom hy gedoen het, veral aan die begin van hierdie ontmoeting, wat hy gedoen het, is dit belangrik om te kyk na die agtergrond. Jesus, in hierdie teksgedeelte, hy was moeg. Hy was vir 'n baie lang tyd besig om te onderrig. En diegene wat teen hom was, die mense wat hom wou uitvang en eintlik leed aandoen, hulle was ook besig om toe te neem. En hulle vraagstukke het ook dan nou al hoe meer en meer begin raak. En Jesus wou 'n bietjie rus. Hy was moeg. Mag ons onthou, Jesus was ook net mens.
moegheid is nie iets wat hy vrygespring het nie. En tog sien ons hier dat iets baie spesiaals gebeur. Hierdie ritme van Jesus se weggaan, wat so mooi deur Matteus, deur die verloop van Matteus beklemtoon word verbreek. Op verskeie plekke in die evangelie volgens Matteus gaan Jesus weg. Of in Engels, withdraw. En dit is met 'n baie spesifieke rede. Dit is om te gaan herlaai. Dit is om stil te word. En alhoewel hierdie heel moontlik baie hoog was op Jesus se prioriteitslys, 'n deel was van sy ritme, miskien leer, doen wonderwerke, rus, leer, doen wonderwerke, rus, het hy nou by daai tyd van rus aangekom, en hier gebeur iets wat hom van sy ritme af gooi. Hierdie oomblik van rus was op ys gesit, deur 'n vrou se ywer, deur haar geloof, deur haar deursettingsvermoë. En daar was 'n hele paar dinge wat dan nou teen hierdie vrou was. Dinge wat Jesus se aanvanklike reaksie, soos wat ons dit op die oog af sien, eintlik sou regverdig, indien hy net glad nie gereageer het nie. Indien hy net aangegaan het en haar end uit geïgnoreer het. Eerstens was sy 'n wildvreemdeling. Sy was nie 'n Hebreër nie. Sy was ook nie 'n vriend van miskien rondom die see van Galilea, Kapernaum of Tiberias of Magdala nie. Nee, sy was 'n wildvreemdeling. Sy was 'n Kanaaniet. Jode en Kanaaniete het uit die aard van die saak ook verseker nie rondom dieselfde vuur gesit nie. Struweling en suurheid, wat al vir jare lank saamkom. Sedert die vroeë tye, Joshua in die Ou Testament. En onthou hulle, toe hulle in die beloofde land ingetrek het. Jode en Kanaaniete. Tweedens was vrouens in die patriargale eerste eeu Palestina ook nie juis hoog prioriteit nie. Veral nie Kanaanitiese vrouens nie. En hierdie is nie net 'n waarheid wat ons in die Bybel vind nie, vriende. As jy na enige sekondêre geskiedenis kyk, dan staaf dit die waarheid wat ons in die Bybel kry. Dit bevestig dit. Daarom dat dit so diep in die menswees van die mense van daardie tyd gewortel was, dat selfs die volgelinge van Jesus vir Jesus uiteindelik sê, stuur haar weg. Eintlik, sy irriteer ons. Stuur haar weg. Want sy hou aan met geskree hier agter ons. Die laaste ding wat ons raak sien, wat ook teen haar getel het, is dat sy self nie baie kon bied nie. In die teks lees ons, my dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Ek kan myself nie indink hoe dit in daardie huis moes gaan nie. Daar gevul met konstante geskreeery. Klere werk nie, dit word permanent afgeskeer. Haar hare wat nie versorg was nie, maar wat heel moontlik met elke geleentheid uitgetrek word as die ma nie konstant by haar is nie. Dalk vreemde stemme wat uit haar mond uitkom. Sy wil nie eet nie, sy wil nie drink nie, sy wil nie speel nie, en dan sien haar ma hoe haar dogtertjie besig is om agteruit te gaan. Ma kan nie werk nie, kan nie inkomste verdien nie, moet die heeltyd by haar dogtertjie wees. Hoe moedeloos en uitgeput moes sy nie gevoel het nie. En tog tree Jesus nie op nie.
Hy rol nie dadelik sy moue op en help vir haar en maak heel wat stikkend is nie. Hy bied nie dadelik vir haar aan om saam met haar te gaan na haar dogter toe en om daar te gaan ontmoet nie. Hy gee vir haar nie eers selfs 'n klein woordjie van bemoediging nie. Nee. Jesus sê niks. Doodstil. Gemeente, dan nou so op die punt van stilte. Is dit nie dalk vir u ook moeilik wanneer dit voel of God stil is nie? Ek meen, kan hy nie eerder te hard praat as te sag nie? Elke dag hard sy wil en sy wee aan ons bekend maak, sodat ons kan daarop reageer en dat ons kan reggehelp word wanneer ons amper in die kloue van die wêreld ingesluk of verskeer word, maar dat Here hard met ons praat sodat ons kan weet wat en wat nie. 'n helder ja, 'n helder nee. Vriende, baie van ons voel so. Maar Jesus se ontmoeting met die Kanaanitiese vrou kom leer vir ons, en al hoe ongemaklik dit vir ons ook al mag wees, dat ons Jesus op hierdie manier amper of buite karakter optree, dit help vir ons besef dat stilte, gemeente, dat dit heilig is. Stilte is nie swakheid nie. Stilte is nie noodwendig 'n gebrek aan woorde of selfs 'n stille erkenning van skaakmat nie. Stilte is heilig. En geliefdes, as ons dit besef, as dit die lens is waardeur ons hierdie ontmoeting kan lees, dan verander dit alles. Dan verander dit hoe ons kyk na Jesus se optrede. Dan verander dit hoe ons Jesus se hart interpreteer in hierdie situasie. So alhoewel daar 'n hele paar dinge was wat teen die Kanaanitiese vrou getel het, was daar wel ook dinge wat vir haar getel het. Eerstens sien ons dat sy die een is wat na Jesus toe kom. Sy moes iewers gehoor het dat hy op daardie spesifieke oomblik naby aan haar was. Sy het besef dat sy geen ander opsie gehad het nie, nêrens anders kon sy gaan waar sy hulp kon kry nie. Sy moes op een of ander manier geweet het dat Jesus hierdie duisternis kan verdryf. Tweedens sien ons in die manier wat sy praat, dat sy vir Jesus met die hoogste respek denkbaar benader het. Sy neem die tradisionele posisie van 'n slaaf aan en sy smeek op haar knieë voor die Here. Sy verwys selfs na die Here as Here deur die verloop van hierdie ontmoeting. En vriende, dis nogals groot. Deur Jesus die Here te noem, draai sy haar rug op die heidense godsdiens waarvan die Kanaanitiese volk deel gevorm het. En daarom heel moontlik sy ook. Sy het besef, Jesus is anders. Jesus is anders. En die derde ding wat aan haar guns getel het, was die feit dat sy aangehou het. Sy het nie net sommer opgegee nie. Toe Jesus vir haar, wat vir ons en moontlik ook vir haar gelyk het as 'n koue skouer gegee het, het sy nie net sommer weggegaan nie. Sy kon wegstap, maar sy het nie. Gedryf deur haar liefde vir haar dogter, het sy nader aan Jesus beweeg en uitgeroep, Here, help my! Haar dogter was besig om te ly. Hulle sou nie so vinnig
van haar ontslae geraak het nie. En dan vriende, nou laaste eentjie, dan gebeur die wonderwerk. Jesus kyk na die vrou en sê dat hierdie hele optrede vir haar 'n uitvloeiing is van iets groots. Haar groot geloof. Ons lees eers dat Jesus wel in vers 26 sê, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en dit vir die hondjies te gooi nie. 'n vreemde uitdrukking as mense dit net vir die eerste keer lees, maar dan as ons 'n bietjie gaan krap en gaan navorsing doen, dan sien ons in baie kommentare dat Jode in daardie tyd na heidene verwys het na honde of hondjies. Onthou daai striweling tussen Jode en heidene. Dit is moontlik dan ook die rede waarom Jesus hierdie noemnaam gebruik het om sy punt te staaf. God dan, natuurlik, die een wat die lewende brood vir sy kinders gee, en die heidene, die honde, vir hulle was daar nie plek aan tafel nie. Die Matteus ondertoon kom baie sterk hierso deur. Nou Jesus is hierso besig met sy aardse bediening en hy fokus baie op die volk, ten einde later in die evangelie te sien dat hierdie ligdraers na die nasies toe moet gaan. Maar op hierdie oomblik, binne die konteks, fokus Jesus op Israel. Hierop antwoord die Kanaanitiese vrou. Sy gee eintlik, soos die jong mense sal sê, 'n baie goeie comeback, en deur dit besef almal teenwoordig dat hierdie vrou regtig weet wie Jesus is, en dat sy regtig weet hoe waardevol hierdie brood is waarvan Jesus praat. Sy antwoord en sê, dit is waar, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval. Wow! Interessant. Sy verwag nie eers van die brood nie. Haar fokus is op die krummels, die leftovers, die afgebreekte stukkies, die skorsies. Dit alles net om te beklemtoon dat sy haarself nie as waardig genoeg gesien het om groot seën te ontvang nie. Sy sê as dit ware dat sy besef sy nie deel vorm van hierdie Jesus beweging nie, en sy wil nie indring op dit wat hulle besig is om te doen nie. Sy weet ook dat Jesus nie noodwendig vir lank daar naby aan haar gaan wees nie. En daarom, as daar net tog 'n klein krummeltjie van seën op hulle kan val, dan sal dit hulle hele lewe verander. Net 'n klein stukkie van hierdie groot feesmaal op hulle kan val, dan sal dit alles verander. Die metafoor wat eintlik bedoel was om haar versoek af te skiet, het deur haar geloof gedraai in haar guns. Haar geloof en deursettingsvermoë het gelei tot haar dogter se genesing. Uit Jesus se ontmoeting met die Kanaanitiese vrou is daar nou minstens 3 goedjies wat ons uit kan haal vir onsself en ons eie geloofsreistog in Onderrivier 2025. Eerstens, bly sit aan tafel. Ek kan nie daai netjie kry. Daai slide, dis hy. Sorry. Eerstens, bly sit aan tafel. Ons sien dat die storie voor hierdie ontmoeting met Jesus die teenoorgestelde kom uitbeeld. Daar vind ons die leiers van Israel, die fariseërs en die skrifgeleerders, wat aanstoot geneem het met dit wat Jesus besig was om
te onderrig. Jesus was besig om die feesmaaltafel voor te berei vir hulle, die uitgenooides, wat dan nie wou kom sit nie. Of indien hulle miskien sou sit, wat opgestaan het, en as dit ware weggestap het. Hierdie Kanaanitiese vrou sien ons hoe sy wat glad nie eers die lys gemaak het op grond van haar agtergrond nie, dat sy genade ontvang het op grond van haar uithou vermoë, haar onblusbare vlammetjie vir haar dogter, en die wete dat Jesus, dat hy die enigste een is, wat iets aan haar kondisie kon doen. Julle, ons noem dit geloof. Mag ons besef dat ons as uitgenooides saam met Jesus aan tafel sit. Die feesmaal van sy oorwinning. Hy nooi ons daagliks uit om te kom aansit. Hy nooi ons daagliks uit om deel te hê aan sy oorwinning en om te dans en te speel in sy genade. Mag ons asseblief besef hoe groot dit is. Tweedens, hou vas en hou aan. In baie van ons lewens is daar tans iets aan die gang. En daardie iets in baie gevalle is nie noodwendig 'n goeie iets nie. Dinge lyk net eenvoudig nie noodwendig goed nie. Is daar uitkoms? Ek bid, en selfs soos die Kanaanitiese vrou gaan ek op my knieë en ek smeek voor die Here, maar niks. Stilte. Dit wil vir ons voel of hierdie God net meer en meer onsienbaar raak. Of hy homself net verder en verder van my af afsonder. Mag hierdie teksgedeelte van die ontmoeting met die Kanaanitiese vrou vir ons aanmoedig om aan te hou. Moenie opgee nie. Volg die vrou se voorbeeld. Dieper, nader, meer. Jesus is immers ons enigste hoop. Hierdie ontmoeting met die Kanaanitiese vrou, vriende, het regtig gebeur. Hoe lyk ons geloof indien ons dit sou gaan plaas langs aan hierdie vrou se? Geloof in Jesus help ons nie net om te sien dat Jesus tot die onmoontlike in staat is nie. Dit help ons ook besef dat hy deur ons dinge kan bereik wat selfs ons gedink het nie moontlik is nie. En dan laastens, vriende, vra nog net een keer. Ek sluit graag af met 'n kort storie uit Tony Campolo, oud-president Bill Clinton se geestelike begeleier, se boek Let Me Tell You a Story. Voor hy groep studente moes toespreek, het 8 mans in die komiteekamer aan die agterkant van die kapel bymekaar gekom en wou hulle vir hom bid. Hulle vra toe vir hom om te kniel, hulle sit hulle hande op sy kop en hulle begin vir hom bid. Dis alles goed, goeie goeters, sê Tony, behalwe dat die gebede al langer en langer geword het. En hoe langer die gebed geword het, hoe mooier het hierdie 8 geword. En hoe mooier hulle geword het, hoe swaarder het hulle hande op sy kop geword. Om dinge net te vererger, later aan het hulle nie eers meer vir Tony gebid nie. Een ou het somme begin bid vir 'n ou met die naam Charlie Stoltzfus. Tony herhaal die gebed in sy boek, Dear Lord, you know Charlie. He lives in that silver trailer down the road a mile. You know that trailer, Lord?
Just down the road on the right-hand side. Alles terwyl Tony dink, okay ou, jy hoef seker nie vir God die aanwysings ook te gee nie. Nietemin, Tony skryf toe verder oor die gebed, Lord, Charlie told me this morning that he's going to leave his wife and 3 children. Step in and do something, Lord. Bring that family back together. Tony het eintlik opgestaan na die 8 hande opgelig is van sy kop af. En gelukkig was hy soos ek geseënd met min hare, so hy het niks te gekam het nie en toe het hy die studente gaan toespreek. Na die tyd het hy in sy kar geklim en huiswaarts gekeer. Kort voor lank het hy 'n duimgooier langs die pad gesien en hom opgetel. Vinnig het Tony met hom begin praat en uiteindelik gevra wat is hierdie ou se naam? Die ou sê toe Charlie Stoltzfus. Tony was toe skok. Hy het dadelik by die volgende afdraai omgedraai en teruggery in die rigting waarvandaan hy gekom het. Natuurlik vra Charlie toe, en nou? Wat doen jy dan nou? Tony sê toe, ek vat jou huis toe. Hoekom? Vra Charlie. Waarop Tony antwoord, want jy het nou net weggestap van jou vrou en jou 3 kinders. Uit die veld geslaan, sit die ou toe en haal nie weer sy oë van Tony af nie. Hy sê, dat die ding wat Charlie die meeste omver gegooi het, was toe hy reg voor Charlie se silwer kalafaan gaan stilhou het. Hoe het jy geweet dat ek hier bly? Want God het vir my gesê. Tony het toe 'n rukkie daarna, daardie hele gesin na die Here gelei. Nou ek weet nie hoe lank hierdie mense in die komiteekamer al oor Charlie gepraat het en hoe lank hulle al vir Charlie gebid het nie. Maar hier sien ons dat hulle aanhoudende gebede uiteindelik vrug gedra het. Dat dit nou uit die aard van die saak uiteindelik verhoor was. Miskien dan ook so met ons. Daai een gebed wat jy voel net nie die Here se ore bereik nie. Daai ding of persoon of situasie waarvoor jy al lankal ophou bid het. Daai ding waaroor jy al lankal voor moed opgegee het. Vriende, bid hom nog net een keer. God is daar. God is daar. God is lief vir ons. En menslik gesproke, God se ore is oop vir jou. Ons gaan afsluit, vriende, deur 'n paar oomblikke asemtehaal, deur 'n paar oomblikke te dink aan hierdie ontmoeting met die Kanaanitiese vrou, om dan ook te dink aan my eie situasie. En dalk genoeg waagmoed te hê om daai gebed wat ek opgehou bid het, daai ding waarvoor ek al moed opgegee het, om dit net vir nog een keer by die voete van die Here te sit. Ek sal daarna vir ons afsluit met gebed. Kom ons maak ons oë toe en bid saam.
Here, ons kom as gemeente voor U en ons maak ons harte oop. Soos die Kanaanitiese vrou besef ons net op weer dat U ons enigste hoop is. Here, dat U ons vaste fundament is. Dat U nie kraak of breek onder druk nie. Dat U nie wegspoel wanneer die wêreld se vloede ons bedreig nie. En ons nooi Here opnuut in ons situasies in ons uitdagings in ons geleenthede in ons vrese in. En ons roep Here soos die Kanaanitiese vrou, Here, help my. Help my. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie hoe om hierdie verhouding te laat genees nie. Ek weet nie wat om te doen om verbrokkelde verhoudings te herstel nie. Ek weet nie hoe my ouerskapstyl te verander nie. Ek weet nie hoe my liefde aan my vrou beter te betoon nie. Ek weet nie hoe om beter te ondersteun nie. Ek weet nie hoe om beter te luister nie. Here, help my. Ek weet nie hoe ek uit hierdie finansiële situasie gaan kom nie. Ek weet nie om oor hierdie pyn te kom van my familie wat ver bly nie. Ek weet nie om uit die kloue van alkohol te kom nie. Ek weet nie om uit die kloue van pornografie te kom nie. Ek weet nie om ontslae te raak van hierdie rassehaat in my hart nie. Here, help my. U is ons hoop. U is ons verlede, ons hede en ons toekoms. By U, Here, is daar uitkoms. By U, Here, kan ons skuiling vind. Ons nooi U, Here, in ons stories in. Kom sit op die troon van ons harte. Ons gee die leiersels weer oor aan U. Neem U, Here, beheer. Ons is nie net afhanklik nie, maar ook desperaat vir U leiding. Ons is lief vir U, Here. Ons is die klei, U is die pottebakker. Amen. Gemeente, met die wete dat Jesus vir ons seën, ons by ons is, nie net vir ons die weg wys na die Vader toe nie, maar ons ook vergesel op hierdie pad. Kom ons staan dan op en kom ons sing ons slotlied vir vanoggend, gaan dan heen.
Vriende, gaan dan heen met die seën van die Here en gaan leef sy lig. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat ons vanoggend weer hier kom ontmoet, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Vriende, as jy vrymoedigheid het, neem die persoon langs aan jou se hand, of steek net jy hand so uit na daai persoon toe, en dan sing ons die seënlied vir mekaar. Kom ons sing saam. Here, seën en beskerm